Toe ek hierdie woord hierdie week voorberei het wat die Here vir my gegee het, ek so gebid en gesê, Here, is dat die regte mense hierdie woord sal hoor. Want ek besef dat daar is baie verwarring in hierdie wêreld. Spesifiek hierdie woord wat ek vir u gaan bring. En ek bid die Here, ek bid die Here dat die regte mense hierdie woord gaan hoor en dat vir u wat ek hierdie woord vanmôre gee, is dat jy deur hierdie woord dalk ook mense wat aan die verkeerde kant van die kruis uit van Golgotha, wat nog aan die skadukant van die kruis leef, sal reghelp. Ek bid die Here daarvoor. Ek dink opregte mense, maar partykeer kan ons so opreg verkeerd wees, né? Ek het agtergekom en dit is my hartsgebed, julle, dat die kerk die boodskap sal hoor. Ek wens dat die hele kerk hierdie boodskap regtig kon hoor. En my gebed is dat daar by u wat hierdie woord vanmôre hoor, geen verwarring sal wees nie. Ek dank die Here al vir vorige boodskappe wat ek vir u gebring het met betrekking tot hierdie woord. En ek weet net, as daar nog na hierdie woord enigstens twyfel is in mense se lewens rondom die evangelie van die koninkryk van God wat Christus kom vestig het, waaraan ek en u verbonde is, julle, dan weet ek nie. Regtig waar. En u sal dit sien vanmôre. Daarom het ek baie gemediteer oor hierdie titel. Ek weet dit is 'n lang titel. Is die verskil in die wette en die straf wat daar is in die koninkryke van hierdie wêreld op hierdie aarde teenoor die koninkryk van God, is 'n geestelike koninkryk wat Christus kom vestig het op hierdie aarde. As ons nie die verskil gaan verstaan met betrekking tot hierdie twee koninkryke nie, gaan daar baie verwarring wees. Daarom kom bring ek vir u 'n lering vanmôre. Met betrekking tot dit wat God in sy woord sê. En ek wil hê dat u die skrifte moet gaan ondersoek en seker dinge moet neerskryf vanmôre. En ek wil begin om met u te praat oor natuurlik die aardse koninkryke op hierdie aarde. So is dit so dat Israel wat 'n volk van God was wat hy uitverkies het, was maar 'n koninkryk van die wêreld, net soos Suid-Afrika, net soos daar Amerika is, net soos wat daar Australië is, Rusland is, Nieu-Seeland is, China is daar volke in hierdie wêreld en koninkryke is gevestig. Suid-Afrika is so 'n koninkryk waarin ek en u leef vanmôre. So is Israel ook 'n volk wat deur God gekies is en hulle was ook 'n koninkryk gewees op hierdie aarde. 'n Volk wat geleef het op hierdie aarde. En ek wil hê ons moet eerstens gaan kyk in die geskiedenis. So asseblief moet my nie verloor nie, want ek wil hier vat 'n bietjie na die geskiedenis toe en dit deurtrek na die Nuwe Testament toe. En ek wil hê ons moet gaan kyk na, in terme van aardse koninkryke, was daar sekere wette wat gebaseer wees op daai koninkryk. Nou, u weet dat 'n wet is om mense te beskerm. Dis die doel van 'n wet, is om mense te beskerm. So was daar wette in die Ou Testament gewees, nie net vir Israel nie. Ander volke wat op hierdie aarde was, het sekere wette gehad, wat natuurlik daardie konings vir hulle gegee het. Want jy kan nie funksioneer sonder 'n wet nie, dis onmoontlik. Nou wil ek hê ons moet eers gaan kyk na die geskiedenis van die volk Israel, voordat hulle uit Egipte is. Want waar begin dit? Dit begin by Abraham, waar God vir Abraham geroep het, 'n verbond aangegaan het met hom, want dit is waar uit die volk Israel ontstaan het. Hierdie aardse koninkryk, die volk Israel op hierdie aarde. Abraham, Isak en Jakob, Jakob se naam word verander na Israel. Nou sien ons dat hierdie volk Israel, die 12 seuns van Jakob, wat die 12 stamme van Israel is, vermeerder op hierdie aarde, want hulle gaan na Egipte land toe, en hulle is daar onder 'n koning Farao, omdat Josef daar was en tweede in bevel was. En hierdie volk Israel, terwyl hulle daar was, raak 'n baie groot volk. Hulle vermenigvuldig, regtig waar. Ons weet dat Josef sterf en koning Farao wat vir Josef geken het sterf. 'n Ander koning staan op wat vir Josef nie geken het nie en het nie die volk Israel geken en die ontstaan van die volk Israel in Egipte land nie. Onder wie se wette was die volk Israel gewees in Egipte?
onder Egipte se wette, onder koning Farao se wette, het daardie volk geleef. Hulle was gebind aan die wette van daai koninkryk, want die volk het net geleef in Egipte land. So hulle was gebonde aan wie se wette? Aan die wette wat Egipte gehad het. Hou dit in gedagtes, baie belangrik dat jy dit gaan verstaan. So hier het ons 'n ander aardse koninkryk, naamlik Egipte en koning Farao, en omdat hulle daar gebly het, is hulle gebind aan daardie wette, aardse wette, om die mense te beskerm. Baie belangrik. Nou, is dit so dat hierdie nuwe koning het hulle geweks? I'm talking about vexation. Hulle is onderdruk vir 400 jaar deur hierdie wette wat bitter swaar was op daai volk Israel. En hulle roep tot God as gevolg van hierdie vexation, as gevolg van hierdie wette wat hulle ingestel het. En wat doen God? Hy red hulle uit Egipte uit. En hy vat hulle waarheen? Na 'n woestyn toe. Nou het ons hierdie volk Israel wat verbind was aan die Egiptiese wette wat hulle self natuurlik neergelê het. En nou bevind hierdie volk hulle in die woestyn en 'n nuwe volk, 'n uitverkore volk, halleluja, wat God uitverkies het, is nou in die woestyn. Wat se wette het hulle nou in die woestyn? Onder wie se wette funksioneer hulle daar? Geen wette nie. Hulle kom uit Egipte, hulle is in die woestyn. As geen wette vir hierdie volk nie. Jy sien, en baie vat Moses hulle. Hy lei hulle na die berg Sinai om vir God te ontmoet, want hulle het God nie geken nie. En nou kom God deur Moses en God weet is onmoontlik vir 'n volk om te funksioneer sonder wette. Nou kom God self en hy gee deur Moses vir hierdie volk Israel wette waar op die aarde, aardse wette. Nou kom daar 'n nuwe koninkryk op hierdie aarde tot stand, naamlik die volk Israel in die woestyn. Hulle het nog nie hulle land nie, maar wat het God vir hulle? Hy het vir hulle 'n land in gedagte. Dis die wette wat hulle moet onderhou, nou in die woestyn en wanneer hulle in die land inkom, want jy het landswette nodig. Nou sal ek by die berg Sinai en ek vat hier gou sien toe, want waaroor wil ek met u praat? Oor die verskil tussen daardie wette en die wette van God se koninkryk en die straf rondom hierdie wette. Nou vat ek hier na Levitikus 26 vers 46 toe. Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette wat die Here tussen hom en wie? En wie? Baie belangrik. Die kinders van al die koninkryke wat daar op daai aarde was, of net die volk Israel. Dis raai. Luister, Egipte was nog daar. Het Egipte hierdie wette en verordeninge vir hulle gevat en dit onderhou? Nee, hulle het hulle eie wette gehad, want hulle het mos hulle eie land. So het Suid-Afrika sy eie land. Ons het ons wette wat verskil tussen Amerika, Nieu-Seeland, Australië, Indië ensovoorts. Baie belangrik dat jy my nie moet verloor nie. Want hier gaan liggies aankom vandag. Amen. Nou kom God en hy gee vir hulle hierdie wette tussen hom en tussen die volk Israel by die berg Sinai deur die diens van Moses. Amen, want God het Moses gekies. Wat is hierdie? As jy mooi gaan kyk na insettinge, verordeninge en wette, is dit die volgende: seremoniële wette, morele wette en geregtelike wette. Is die 3 betekenisse van daai woordjie daar. Wat God nou vir Moses gegee het vir die volk, want jy kan nie as 'n volk sonder wette funksioneer nie. Nou wil ek u gou vat na Eksodus 19 vers 5 tot 8. Hoor wat sê God hierso deur Moses. Hy sê vir Moses, gaan sê vir die volk die volgende: as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, hierdie wette wat ek nou vir julle gee, sal julle my eiendom uit al die volke wees. Ek wil hier moet vanmôre iets neerskryf. My broers en susters, skryf eiendom neer. Baie belangrik dat jy hierdie dinge neer sal skryf. Skryf net daar eiendom. Want die hele aarde is myne
en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Jy skryf vanmôre 'n priesters neer. Kyk. Skryf priesters neer. En jy moet skryf 'n heilige nasie, 'n heilige volk. Hierdie is baie belangrik, hierdie woorde wat jy moet neerskryf. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En Moses het gekom en die oudstes van die volk laat roep, dis die leierskap van die volk. En hulle al hierdie woorde voorgehou wat die Here hom beveel het. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here gebring. Sy Vader, dis wat die volk sê. Nou wil ek hier ons moet gaan kyk, my kinders gister. Ek het laasweek met u gepraat, onder andere wat 'n land verontreinig of onheilig. En ek wil hê ons moet 'n bietjie gaan kyk na deur 'n paar van hierdie wette wat God vir wie gegee het. Vir Israel. Hierdie is wette tussen hom en tussen Israel. Want Israel is nou 'n koninkryk van God van priesters en 'n heilige volk. Baie belangrik. Nou wil ek ons moet eers gaan kyk met betrekking tot moord. Dink julle daar is sekere wette in Suid-Afrika met betrekking tot moord? Amen, en die uitspraak daarvan. Sekerlik is daar wette rondom dit, want waarvoor is 'n wet? Om jou te beskerm. So is daar sekere wette in ander lande. Het jy geweet dat die straf verskil van lande tot land? Is daar in Suid-Afrika die doodstraf? Is daar in ander lande die doodstraf? Absoluut, kan julle sien. Aardse wette verskil. Maar God kom en hy sê vir die volk en hy gee vir hulle sekere wette met betrekking tot moord. Kom ons gaan kyk eerstens na moord. Wat sê die Here? Hierdie is wette tussen God en tussen Israel. Ek weet nie wat se wette het Egipte gehad toe hulle daarin gebly het nie. Maar ek weet wat het God vir die volk Israel gesê. Hoor wat sê hy hierso in Numeri 35:33. Ek het laasweek vir hierdie skrifgie gegee. En julle mag die land nie ontheilig waar julle in is nie, want die bloed, ons praat hier van onskuldige bloed wat vloei, ontheilig 'n land. En vir daardie land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daarin vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het. Wat is dit? Doodstraf. Al hoe versoening gaan plaasvind, sê God, op grond van 'n wet rondom moord en sê luister, as jy iemand doodmaak, moet jy doodgemaak word. Dis wat God se wet sê. Amen. Ons gaan kyk verder. Eksodus 21 vers 29. Maar as die beeste vore al stoterig gewees het en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word en sy baas moet doodgemaak word. Luister, hierdie is wette wat God vir wie gegee het. Israel. Broer en suster, ek wil nie terug aan Torah toe nie, want ek is besig om julle die Torah voor te lees. Ons stop nou bietjie in die Torah wat mense so graag wil toepas en vasgryp. Ek wonder of die Torah mense hierdie wette onderhou. Ek hoop nie so nie, want dan gaan niemand van hulle nog leef nie. Amen. Jy sien, ek wil die vat, my broer en suster. Ek is op pad om die iewers heen te vat. Amen. Jy sien, nou gaan ons na seksuele ongeregtigheid. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na seksuele ongeregtigheid. Wat sê die Bybel rondom dit? Kom ons gaan kyk na gemeenskap. Want God het sekere wette rondom ons seksuele verhoudings wat ons het. Gemeenskap. Kom ons gaan kyk. Nou kom God, hy sê luister, indien 'n man met 'n vrou trou en dit word bevind dat daai vrou is nie 'n maagd nie. Wat se wette tree in? En wat is die straf? Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Deuteronomium 22 vers 20 tot 21. Maar as hierdie woord waarheid is en die maagdom is aan die dogter nie gevind nie, wat sê die Bybel? Dan moet hulle die dogter na die deur van haar vader se huis uitbring en die manne van die stad moet haar daar stenig dat sy kan sterf. Omdat sy 'n skandaad in Israel begaan het deur in die huis van haar vader te oreer, so moet jy dan die kwaad uit die midde uitroei. My kinders, stap nou in die Torah in. Ek verduidelik nie die wette wat God
vir Moses gegee het. Kan jy sien, my broers? Wie van ons sou nog geleef het vandag? Luister. Kom ons gaan aan. Vers 22 praat oor seksuele ongeregtigheid. As 'n man betrap word terwyl hy met 'n getroude vrou gemeenskap het, moet hulle albei sterwe, doodstraf. Hierdie is wette wat God in die Torah vir die volk gegee het. Die man wat met die vrou gemeenskap gehad het en die vrou, so moet julle dan die kwaad uit Israel hê. Kry. Ons gaan aan. As 'n dogter, 'n jong meisie aan 'n man verloof is en iemand kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap, dan moet julle hulle albei na die poort van die stad uitbring en hulle stenig tot hulle sterwe. Dank die Here vir die koninkryk van God. Luister, hoeveel sou nog geleef het op hierdie aarde? As ons die Torah moes volg, kom ek vandag vir u sê, my broers en susters, so onmoontlik gewees. Luister wat sê die woord van die Here. Die dogter, omdat sy in die stad nie geskreeu het nie, en die man, omdat hy die vrou van sy naaste onteer het, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Hierdie is wette wat God vir wie gegee het. Israel op die aarde. Amen. Ons gaan aan. Hier is daarom nie die doodstraf nie. As 'n man nou 'n dogter, 'n jong meisie kry wat nie verloof is, en haar aangryp en met haar gemeenskap het en hulle word betrap, dan moet die man wat met haar gemeenskap gehad het, die vader van die dogter 50 sikkel silwer gee en sy moet sy vrou wees, omdat hy haar onteer het. Hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. Amen. Dank die Here, as die doodstraf hier is 'n bietjie grys. Maar jy sien die sekere wette wat God gee. Luister, my broer en suster, hierdie wette is nie van vandag in Suid-Afrika nie. Asseblief. Is logies. Hierdie wette was tussen God en die volk Israel in die land waarin hulle gebly het op hierdie aarde. Amen. Kom ek vat een na. Nie net hoerery nie, maar geestelike hoerery. 1 Korintiërs 10:1-11 kom Paulus en hy praat hiervan, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see gegaan het, verwys dit na die volk Israel, toe hulle uit Egipte uitgekom het, en almal in wie gedoop is, in die wolk en in die see, in wie is hulle gedoop? Wat sê die Bybel? In Moses. In wie is jy gedoop? In Jesus Christus, halleluja. Amen. Luister, my broers en susters. As jy jou weer wil verbind aan die Torah en daai wette, kan jy nie in Christus gedoop wees nie. Jy moet in Moses gedoop wees. Die volk wat betrokke daar was in Moses gedoop. Ek en jy is in Jesus Christus gedoop. Amen. Nou sê hy verder hierso. Hy sê, en almal dieselfde geestelike spys geëet het. Natuurlik, wat was dit gewees? Die manna wat uit die hemel het gekom het. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het. Want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Wat gevolg het? Amen. Die rots was Christus. Nou kom die Bybel, hy sê hierso, maar, wat nou? God het in meeste van hulle geen welgevalle gehad. Hoekom? Want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie moet begeerig wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskryf is, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en opgestaan om te speel. Wat het hier gebeur? Maar geef hier gou-gou, ek vat hier weer terug, na die berg Sinai. Wat het Moses daar by God gekry by die berg Sinai? Die aardse wette wat van toepassing is op die volk Israel. God het gesê, julle kan geen ander afgode aanbid. Wat sê die volk? Alles wat die Here gesê het, sal ons dit gaan sê vir die Here. Moses bly 40 dae te lank weg. Wat doen hulle? Sê vir Aaron, wat om doen? Bou vir ons 'n kalf. Hoekom? Want in Egipte het hulle hierdie kalf aanbid. Bou vir ons 'n kalf wat ons hom kan aanbid. Luister, hierdie woordjie, hulle het afgode aanbid, man. Hulle het gesit en gespeel. 4 rosies.
aan vir julle waarlik sê, hierdie was seksuele orgies wat plaasgevind het by afgodsaanbiddery by 'n kalf. Ag nee, Here, alles wat U vir ons sê sal ons doen. Sies tog. Kon nie. Na 40 dae wat hulle hierdie wette van God ontvang het, nog so, is dit onmoontlik vir enigeen om die 813 wette van die Torah te onderhou. Is onmoontlik. Maar ek dank die Here vir die genade van God in die Nuwe Testament. Maar jy sien, waar is doodstraf? Hoeveel het gesterf? Daai keer toe hulle die beeld aanbid. Weet jy wat doen God? Wat sê hy vir Moses? Moses staan voor die volk, hy sê, wie met my is aan God, kom hier na toe, die Lewiete kom hier na toe. Hy sê, vat julle swaard, gaan die volk en maak dood, 3000, hulle maak 3000 dood, met die swaard. Want daar was wette, my broer en sussie, van die Torah. Nou gaan hy aan nie. Hy sê hierso, en laat ons nie horeer, so sommige van hulle gehoreer het nie, en daar het op een dag 23.000 gesterf. Luister, hier kom die Torah te tree in, die wette van God tree in ou verbond. Israel, nie ander volke nie. Wie? Israel. Wat het hier gebeur? Die 23.000. Kom ek gaan vir jou nou vat, waar dit plaasgevind het. Hy sê hierso, en laat ons Christus nie versoek, soos ons ook sommige van hulle gedoen het nie. En hulle het deur die slange omgekom. Jy kry dit in Numeri 21. Wat het gebeur? God stuur slange, daai slange pik daai volk. En nou Moses tree in. Ek dink na 23.000 gesterf het, kom Moses en tree in voor God as intercessor. God sê is reg. Vat 'n paal, maak 'n koperslang. En dan as 'n slang die volk gepik het, dan moet jy daar na die koperslang gaan kyk en sal hulle leef. Amen. Prys die Here. Ek nou suster, dit is 'n fantastiese simboliek, hè. 'n Lam, Jesus Christus is aan die kruis. Behold the Lamb. Hou jou oë gefestig op Jesus Christus. Wil jy leef? Hou jou oë gefestig op Jesus Christus, my broer en suster. 23.000 sterf. Hy sê hierso, en moenie murmureer soos wat hulle gemurmureer het nie. Waaroor het hulle gemurmureer? Oor die manna en die kwartels. Hulle sê dis afskuwelik, hierdie manna en kwartels. Hulle murmureer teen God. En hulle het deur die verderwer omgekom, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeeld en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons wie op die eindes van die eeue kom. Luister, waar leef ons aan die einde van die eeue, my broer en suster? Jy sien, hoekom wil ek vir hierdie dinge gee? Want ek wil hê ons moet gaan kyk. Daar's 'n regstelsel in God se koninkryk. Kom ek vir julle sê, daai regstelsel was vir die volk Israel gewees. Sekerlik was daar regters gewees. En Moses het sekere mense aangestel. En wanneer iemand die wette oortree, het hulle voor hierdie regters gekom. Maar weet julle wat? Daar's ook 'n regstelsel in die hemel. Daar is hofsale in God se koninkryk. Jy sien, dit is wat die verskil maak tussen die koninkryke van hierdie wêreld. Baie mense dink hulle gaan wegkom in die koninkryke van hierdie wêreld. Baie mense pleeg onreg. Ek dink selfs in die volk Israel kon jy dalk iemand doodgemaak het, skelm en niemand kon geweet het nie, maar ek gaan vir julle vandag sê, die woord van die Here sê dat daar in die hemele word daar gereg voorberei. Ek het dit vir julle genoem. En ek wil nie vat na so 'n verhaal om dit vir u te bewys. Ek vat u na Sagaria 3 toe. Wat gebeur hier? Die profeet Sagaria kry 'n visioen en God wys vir hom wat? Hy sien vir Joshua, die hoëpriester, staan in die hofsale wat daar is in die hemel, nie op hierdie aarde nie. En raai wie staan aan sy regterkant? Die duiwel staan en kla hom aan voor die engel van die Here, hoofletter Jesus Christus, in die hofsale van God se koninkryk. En die woord van die Here sê die volgende, met betrekking tot Joshua. Want Joshua is die hoëpriester en hy verteenwoordig die priesterskap in die hofsale van God se koninkryk. Julle het 'n probleem. Want die duiwel kla hulle aan, hy het 'n aanklag teen hulle. Hoor wat sê Sagaria 3:1. Daarna het hy my Joshua, die hoëpriester, laat sien terwyl hy voor die engel hoofletter Jesus van die Here staan en die Satan aan sy regterkant om hom aan te kla. Nou sê vers 3 in hierdie gedeelte, en Joshua bekleed met vuil klere. Sy kleed was vuil. Weet julle hoekom? Het jy in die modder gespeel? Wat
die kleed? Hoekom was sy kleed vuil? Sonde en ongeregtigheid was op sy kleed gewees. Amen. His garment was defiled by sin. Amen, but not his. Hy is nie die verteenwoordiger, want hy staan pa vir die priesterskap. Sy seuns die priesters het probleem veroorsaak. Hulle het opgetree teen die Torah, teen die wette wat God vir hulle gegee het. Hulle het vir hulle vrouens geneem wat God gesê het hulle mag nie, en toe het hulle nou kinders by hierdie vrouens gekry. Nou staan Joshua in die hofsaal voor Jesus Christus met Satan wat hulle aankla. Nou iets fantasties gebeur. Jy moet gaan kyk in Esra. Hierdie twee word gekoppel aan Esra, wat belangrik is, ons gaan nou na Esra 10 toe. Maar ek wil hê ons moet gaan kyk na die kleed, Jesaja 64:6. Om vir u te bewys, hierdie is ongeregtigheid en sonde. Daarna Jesaja 64:6. En ons het almal geword soos 'n onreine en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed. Wat besoedel die kleed? Ongeregtigheid en sonde. Judas 1:23. Maar ander moet julle met vrees red deur hulle uit die vuur te red, en ook die kleed moet julle haat wat deur sonde bevlek word. Wat bevlek die kleed? Sonde, geregtigheid. En dus as my vraag is, hoe lyk my en jou kleed vanmôre? Wat ons aan het. Maleagi 2:16 sê hierso dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, wil jy besoedel jou kleed met geweldpleging hoort onder andere. Nou vat ek hier na Esra 10:18. En die seuns van die priesterskap het vir hulle vrouens geneem wat God nie wou gehad het hulle moes doen nie. Kan julle sien, wie is skuldig? Nie Joshua nie, maar hy verteenwoordig die priesterskap. Hy staan in die hofsaal as 'n verteenwoordiger, die volk, want hulle het gesondig, prys God, wat iets fantasties het gebeur. Hierdie priesters het na God toe gegaan, hulle het offers gebring en belydenis vir God gedoen en hulle bekeer. Weet jy hoe vind bekering plaas? Hulle het hulle vrouens en hulle kinders wat hulle gevat het uit die volk uitgedryf. Sjoe, dis reg, hy bekering is nie maklik nie. Jou vrou laat gaan en jou kinders. Sien, hierdie is wette van God. En toe hulle daai belydenis voor God doen, toe kom God in die hofsale en hy sê trek sy kleed uit. Sy kleed is nou rein, trek vir hom 'n rein kleed, want dis wat bekering doen. Prys die Here vir bekering. Sien, ek vat hier na die hofsaal in God se koninkryk. Kom ek vir julle sê daar gaan nog hofsittings plaasvind. Ek en jy nie betrokke wil wees nie, my broers. Kom ek vat hier na 'n openbaring wat Daniël gehad het. En jy kry dit in Openbaring 20, maar Daniël kry alreeds die openbaring van 'n hofsitting in die hemele wat gaan plaasvind. Daniël 7 vers 9 tot 10. Ek het bly kyk totdat ek tot trone reg gesit het en die oue van daar, die Ancient of Days, het gaan sit. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon soos wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien. En 10.000 maal 10.000 het voor hom gaan staan. En die gereg. Wat is dit? The tribunal, die hof, het gaan sit. En die boeke is geopen. Hier is 'n gereg besig om plaas te vind in die hofsaal van God se koninkryk. Die gereg het gaan sit, the Ancient of Days, met die gereg wat gaan sit het. Dis 'n hofsaal. My broers en susters. En jy sal sien wat gebeur hier, want Openbaring gee vir ons 'n beskrywing hiervan. Openbaring 20 vers 11 en 14. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit. Natuurlik is dit die Ancient of Days. Voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan en die boeke is geopen wat Daniël 'n visioen van gekry het. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen en die dode is geoordeel na wat in die boek geskryf is volgens hulle werke
Net ons suster. En die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was. Luister, broer en suster, hier is 'n baie diep skrifgie. Maar vandag vir u sê, ek weet ek het 'n siening oor hierdie skrifgie. Op grond van my kennis wat ek opgedoen het oor die pre-Adamiese aarde en die vloed wat plaasgevind het, wat 'n wêreldvloed was, wat plaasgevind het. Jy sien, wat hoe interpreteer jy dit? Die see het die dode gegee wat daarin was. En die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was. Luister, van Adam se tyd af. Waarheen het jy gegaan as jy gesterf het van Adam se tyd af? Maak nie saak of jy in die see gesterf het nie, waarheen is jy? Doderyk. Amen. Wanneer moes dit dan moontlik dat die see het die dode gegee wat daarin was? Die dood en die doderyk het dan die dooies gegee wat daarin was. Maar almal van Adam se tyd af wat gesterf het is waar, nie die see nie. Hulle is in die dood en die doderyk. Ek weet wie hulle is, my broer en suster. Kom ek vir julle sê, dis my interpretasie en ek dink is reg. Want daar was 'n wêreldvloed op die mense wat geleef het voor Adamiese tydperk. En die Bybel sê dat die see het die hele aarde 11 kilometer, sê die wetenskap, was rondom die aarde gewees, hy het dormant gelê vir ek weet nie hoeveel jaar nie. Almal het gesterf op die pre-Adamiese aarde en die see het hulle gesterf. Hulle is nie noodwendig doodryk nie, ek weet nie waar is hulle nie, maar ek glo dat dit is hulle wat ook nou voor die troon van God gaan verskyn. En ek lees in hierdie week, die heel eerste keer, lees ek 'n kommentaar op grond van hierdie skrif en jy weet wat sê die persoon? Hy sê dit kan dalk moontlik wees mense wat geleef het in pre-Adamiese tydperk. Wat deur die vloed, want die Bybel sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape en wat was oor die aarde gewees wat God in die begin geskaap het? 'n Wêreldvloed. Luister, dit is lank. Noag se vloed is 1600-700 jaar later eers. Kan nie dieselfde vloed wees nie. Dis hulle wat gesterf het in die see en die dode in die see het daai dooies gegee wat gesterf het in die pre-Adamiese aarde. Luister, is my interpretasie. Ek weet dit niks met jou saligheid nie. Maar jy sien, die skrif hier kom en sê, maar hoe is dit nou moontlik? Luister, as jy sterf in die see vandag, gaan jy doodryk of hemel toe paradys toe. Jy bly nie in die see nie. Interessant. Luister, hier's dit duidelik in. Ander boeke is geopen. Luister, die boek van die lewe. En die dode is geoordeel wat in die boeke staan volgens wat? Volgens hulle werke. Amen. Nou sê hy hierso, en die see die dode gegee wat daarin was en die dood en die doodryk die dode wat daarin was. En hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp as die tweede dood. As dit bevind as dit jou naam opgeskryf is in die boek van die lewe. Luister wille, maar ek word nie deur my werke gered. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade word julle gered deur die geloof, nie uit enige werke nie. Is so. Jy sien, ons moet in die konteks gaan kyk, wat is hierdie werke? Kom ek wys vir gou in die skrif, wat is hierdie werke? Laat daar nie verwarring is nie. Want geen werke wat jy op hierdie aarde doen, praat van letterlike werke, gaan jou in die hemel bring. Kom ek gou vir julle sê, my broer en suster. Johannes 6 vers 28 tot 29. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werke van God wat julle moet doen, dat julle in hom moet glo wat my gestuur het. Wat is jou werke? Jou geloof in Jesus Christus. Dis die werke wat jou in die ewige lewe inbring. Dis die werke wat jou naam kry in die boek van die lewe, is jy glo in die Here Jesus Christus en Jesus aanneem as jou redder en verlosser en saligmaker. Luister, geen ander dinge nie. Jy kan wat se wette probeer onderhou, bring nie vir jou die ewige lewe nie. Geen werk nie. Geen wette onderhou, bring jy nie. Nie as jou geloof in die Here Jesus Christus. Dis die werke wat Jesus gesê het. Wat ons moet doen. Hy praat van die poel van vuur. My suster, kom ek gaan net vir julle sê. Hierdie poel van vuur wat brand is die ewige straf wat mense gaan ontvang op grond van as hulle nie hierdie werke van God volbring en doen nie, dis hoekom Jesus dit genoem het, dan gaan jy in die poel van vuur gewerp word. Luister, hierdie poel van vuur is Gehenna. Hierdie is die Griekse woord nie, is Gehenna. Wat is Gehenna? Israel, as jy vandag so toe gaan, dan, en jy praat van Gehenna, dan vat jy jou na die suidweste kant van Jerusalem, en daar is 'n vallei gewees, hulle noem dit die vallei van Hinnom. This is the valley of the sons of Hinnom. Hulle weet presies,
dit brand heeltyd daar. Al die vrotbene en gemors en karkasse gooi hulle daarin en dit word verbrand. Hulle weet presies wat Gehenna is. Weet julle wat was ook in Gehenna? Die Tofet was in Gehenna gewees. Weet julle wat is die Tofet? Tofet is wat Salomo ook geïmplementeer het. Ek het 'n prentjie gaan kyk na hierdie Tofet. Dis die afgod en die altaar Moloch wat gebrand het en wat hulle kinders lewendig op daardie altaar geoffer het. Jy weet Salomo was betrokke daarbey. By hierdie aanbidding. Dis verskriklik. Ek wou vir die prentjie wys nog ek wil dit nie vir u wys nie. Ek gaan u net ontstel waar klein kindertjies met die hande van Moloch en dat hulle vuur gemaak en as die kinders letterlik op daai altaar gesit en die kindjies het geskreeu terwyl hulle gesterf het. Vir 'n afgod Moloch. Dit was in die vallei van Hinnom gewees. Hierdie altaar het daar gestaan met Jesus. Hierdie woord van die Here hier wanneer hy praat van Gehenna. Israel weet wat dit is. Maar hierdie is nie die letterlike een daar by Israel nie. Hierdie is die poel van vuur, is die tweede dood waar mense gaan. As dit bevind is dat jou naam nie opgeskryf in die boek van die lewe, jy nie die werke van God gedoen het nie, deur Christus aan te neem in geloof as jou redder, verlosser en saligmaker. Wil ek ons moet gaan kyk, kom aan die einde van Israel, geskiedenis van Israel. Ons kom nou aan die einde van die Torah. Maleagi 4, julle geweet die laaste boeke nie? Ou Testament, as jy nie geweet het. Nou vat ek hier na die heel laaste skriffies. In Maleagi 4, hoor wat sê hier van 4 tot 6. Dink aan die wet van Moses my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Nou kom hy nou sê, kyk, nou praat hy profeties in die toekoms. Ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en die vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef kom en die land met die bandvloek tref nie. As jy 'n land met die bandvloek tref, onthou julle watter land moes met die bandvloek getref word? Jericho. As jy 'n land met die bandvloek tref, jy moet almal doodmaak. Vrouens, kinders, diere, alles, jy mag niks vat nie, alles verbrand. Niks. Onthou jy, wat het hulle gedoen? Een man het toe mos van die goedjies gesteel. Daar probleme met die volk Israel. Nou wil ek hê ons moet gaan kyk van Maleagi af. Wat is die eerste boek in die Nuwe Testament? Matteus, 400 jaar tussen Maleagi en tussen Matteus 1, Maleagi 400 jaar, doodstil, daar word niks geskryf daaroor in die Bybel. Daar kan jy geskiedenis kry, alle boeke. Maar nou is God stil vir 400 jaar in die Bybel. En nou kom Matteus 1 in die Nuwe Testament. En dit is waar mense hierdie transisie nie verstaan nie. Hier waar die groot probleem kom en die pap op die grond val. Ons weet Matteus 1 gee vir ons die geslagsregister van wie? Van Jesus Christus. Ons weet dat Jesus se geboorte word beskryf in Matteus 1, maar ek wil nie vat na Lukas toe, want ek wil hê ons moet gaan kyk na die profetiese woord rondom Elia wat sal kom voordat die groot dag gaan kom van die Here. Jy sien, ons weet dat in Lukas 1 is dit Josef en Maria, hy was net verloof aan Maria, as gaan nou daarby uitkom, dis hy swanger geword het. Maar ek wil nie vat na Lukas 16, vers 16, want jy vind nou 'n transisie plaas van die Torah na die koninkryk van God. Want die Torah, die wet was net tot op wie gewees. Die wet en die profete die Torah was net tot op Johannes, die doper. Van toe af word die evangelie van die koninkryk verkondig en elkeen dring daarin met geweld. Amen. Broeder en suster, hierdie skrifgie is baie duidelik, want ek wil vat na Johannes die doper. Kom ons gaan 'n bietjie na Johannes die doper toe. In Lukas 1 vers 17, want die engel kom na Sagaria toe en verskyn aan Sagaria en sê, kom luister, jou vrou gaan swanger word. En 'n seun baar. Wie is dit? Johannes die doper. Johannes die doper. Elisabeth gaan swanger word. Hierdie is Jesus se neefie.
Hy sê, luister, jy moet hom Johannes noem. Hy gaan 'n voorloper wees van wie? Van Jesus Christus, maar hoor wat sê die engel vir hom. Amen. Want onthou wat sê Maleagi 4, die laaste gedeelte is? Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here sal aanbreek. Hy gaan die hart van die vaders aan die kinders bring en die kinders van die vader bring. Nou kom ek in Lukas 1:17, ek wil dit vir julle lees. Nou sê die engel vir hom rondom Johannes die Doper, en hy sal vir Jesus uitgaan in die gees en in die krag van Elia. Nie Elia nie. Hy gaan in die gees en in die krag van Elia. Om wat te doen? Om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders. Wees dit wat Maleagi 4 van praat. Wat in vervulling kom hier. En Johannes die Doper is daar nie Elia, maar hy is nie letterlik Elia, hy kom net in die krag. Mense sitter van Elia, die gees van Elia. Dit is baie duidelik. En wil ek hê ons moet gaan kyk, jy het 3 woorde neergeskryf. Wat was daai 3 woorde wat jy moes neerskryf? Eiendom, priesters, heilige volk. Wie was hulle gewees? Israel. Nou vat ek jou na 'n nuwe uitverkore volk toe. In die Nuwe Testament. Of van Israel ook deel kan word. Elke volk en taal en nasie. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Maar julle as 'n uitverkore volk. Wie? Israel. Nee. Nuwe verbond. Enige volk en taal en nasie wat wedergebore is en Jesus aangeneem het as hulle redder, verlosser en saligmaker, wat ingebore is in die koninkryk van God, want hierdie evangelie wat ons verkondig is die evangelie van die koninkryk van God. Julle het dit neergeskryf, nee. Julle kan dit nou neerskryf deur Nuwe Testament, uitverkore volk. 'n koninklike priesterdom. Halleluja! Nou die volk Israel het gesê, julle sal vir my op hierdie aarde 'n koninkryk wees van wat? Priesters. Hy sê hierso, 'n heilige volk. Amen. Wie is die heilige volk? Wie is die priesters? Wie is die uitverkore geslag in die Nuwe Testament? Elke volk en taal en nasie op hierdie aarde wat inkoop en Jesus aanneem en gebore word in 'n geestelike koninkryk wat Jesus kom vestig het op hierdie aarde. Koninkryk van God. Amen. Sien ek by die Here, my broer en suster, ek weet jy gaan liggies aan vanmôre. Want wat het God vir Israel gesê in die ou verbond? Julle sal my eiendom wees uit al die volke. Want die hele aarde is myne en julle sal my koninkryk van priesters en 'n heilige volk wees. Transisie wat plaasgevind het totaal en al in die Nuwe Testament. Elke volk en taal en nasie, so kan Israel ook in die ou verbond kan deel word van die geestelike koninkryk as hulle Jesus aanneem. Amen. Prys die Here. Galasiërs 3:28. In 'n nuwe verbond daar is nie meer Jood, daar is nie meer Griek nie, daar is nie meer slaaf nie, daar is nie meer vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie. Ons almal is een in wie? And Jesus Christus, Jesus be the center of my life. Nie meer Moses nie, Jesus Christus. Want die waarheid en die genade het deur Jesus gekom. Die wet is deur Moses gegee, maar die waarheid en die genade het deur Jesus gekom. Halleluja. Jy sien, kom ons gaan kyk na Johannes die Doper se prediking, want wat sê die Bybel? Die wet en die profete was tot op wie gelees? Johannes die Doper, nou gaan kyk ons na Johannes die Doper, hy kom, en hier preek hy iets radikaals, wat nooit in Israel gepreek was. Luister, hy is besig om met die Jode te praat, daar in Israel. Hy sê vir hulle in Matteus 3 vers 1 en 2, in die dae het Johannes die Doper opgetree, in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle volk van Israel. Hoekom? Want die koninkryk van die hemel het nou nader. Dis 'n nuwe stelsel, nuwe reëls, nuwe wette, nuwe beginsels. Nuwe hoëpriester, Jesus Christus. Bekeer julle, wat beteken hierdie woordjie bekeer? Metanoia, think differently. You must think differently. That is, you need to reconsider. Kom ons hulle anders begin dink, my broer en suster. Hulle moes dinge heroorweeg, sê hierdie. Wat moes hulle heroorweeg?
die Torah versus die koninkryk van God. Die wet en die profete in die Ou Testament teenoor die koninkryk van God. Sien, dis waar hulle misverkeer van Judaïsme. Ons gaan kyk na Jesus se prediking, Matteus 4:17 begin preek. Wat sê hy vir hulle? Van toe af het Jesus begin preek om te sê wat? Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het nou naby gekom. Alles in die Nuwe Testament gaan oor die koninkryk van die hemel en nie die Torah. Koninkryk van die hemel. Koninkryk van God. Lukas 4:43 kom hy sê, maar hy het vir hulle gesê, ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring. En daarvoor is ek gestuur. Onder andere waar God vir Jesus Christus gestuur het. Want jy sien, Jesus is gestuur, nie net as die koning van alle konings nie, ook die hoofpriester van die Nuwe Testament. Kom ek vat hier na Hebreërs 7, vers 11 tot 17. As daar dan volkomendheid deur die Levitiese priesterskap was in die ou verbond, want met die oog daarop het die volk die wet ontvang, is die Torah. Waarom was dit dan nodig dat 'n ander priester moet opstaan volgens die orde van Melchisedek en dat hy dit nie volgens die orde van Aaron genoem word nie? Want met verandering van priesterskap kom dan noodsaaklik die verandering van die wet. Halleluja! Dis nie die Torah nie. Nee, dis nie meer die wette van Aaron as hoofpriester nie, maar Jesus Christus as hoofpriester volgens die orde van Melchisedek, sê die Bybel, as daar 'n nuwe priester kom, is daar nuwe wette. Hierdie wette is in die koninkryk van God. Amen. Dis die evangelie. Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word, aan 'n ander stam behoort het waaruit niemand die altaar bedien het nie. Want dit is volkome duidelik dat ons Here uit Judea voortgespruit het. En met betrekking tot hierdie stam het Moses niks gesê van die priesterskap nie. En nog baie duideliker is dit, as daar 'n ander priester opstaan na die ewebeeld van Melchisedek, een wat dit geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, die Torah nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe, want hy getuig, u priester vir ewig, u is die priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Maar, geestelike priester, luister, môre daaroor gepraat, gaan kyk 'n bietjie in die Ou Testament, Abraham het tieners gebring aan Melchisedek, priesterskap, Melchisedek, my priester. Jy sien, die woord van die Here sê Melchisedek het geen pa of ma gehad nie. Daarom kon dit nie 'n mens gewees het. Nou kom Christus, wat doen hy? Evangelie van die koninkryk. Kom Jesus en hy begin preek. In Matteus 5, 6 en 7. Wat doen hy? Gee die konstitusie van die koninkryk van God. Want 'n koninkryk kan nie sonder wette nie. Nou wil ek hê ons moet hierdie dinge baie mooi verstaan, my broer en suster. Sien wat jy my nie moet verloor nie. Leef ek en jy nog in Suid-Afrika? Het ons wette in hierdie land wat die regering daar gesit het? Amen. Maar het jy geweet, saam met dit is daar 'n koninkryk van God. En daar is ook 'n konstitusie en wette in die koninkryk van God. As jy ingebore is in hierdie koninkryk, is jy gebind aan hierdie wette. En maar jy is ook gebind aan die wette van Suid-Afrika. Luister my broer en suster, Israel waar hulle nou bly, waar bly hulle? Waar in Israel? Het hulle wette? Natuurlik, maar as 'n koninkryk van God. Amen. Halleluja. En hulle is ook gebind aan daai wette wat 'n geestelike koninkryk is. Luister, mense in Amerika, mense in Australië, mense in Rusland, enige ander land. Daar's wette. Daai is aardse wette wat hulle het. Maar God kom in 'n nuwe verbond. En God se koninkryk, hierdie evangelie, het wette. Matteus 5, 6 en 7, onder andere, die hele Nuwe Testament, is wat die hoofpriester Jesus Christus vir ons kom gee. Nuwe priester, nuwe wette. Ons almal wat ingebore is in God se koninkryk, moet ons onderwerp aan daai geestelike wette in sy koninkryk. Jy leef in twee koninkryke as jy wedergebore is. As jy nie wedergebore is nie, leef jy ook in twee koninkryke. Aardse ene en die koninkryk van die duisternis. Of in die koninkryk van die duisternis of in die koninkryk van God. Baie belangrik. Die konstitusie van God se koninkryk. Nou wil ek ons moet gaan kyk na wat sê Jesus, nuwe verbond met betrekking tot hierdie wette. En kom Matteus 5 vers 21, hy sê: "Julle het gehoor dat aan die mens van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie.
Jy mag ons nie doodslaan nie. As jy doodslaan, wat moet gebeur? Wat sê die wette van die Torah? Jy moet doodgemaak word. Doodstraf, bottom line. Nou kom Suid-Afrika in. Luister. In Suid-Afrika, hy wette geld nie in Suid-Afrika nie. Jy kan maar doodmaak. Jy kom weg op elke. Dan, maar jy gaan nie by God wegkom nie, want God sê ook in sy koninkryk, jy mag nie. Hoor wat sê Jesus, hy maak hierdie wette strenger. Mag jy doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Nou sê, maar ek sê vir julle, iemand wat autoriteit en gesag het rondom die wet, 'n priester, 'n hoëpriester, kan hierdie stellings maak. Ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoordelik moet doen voor die gereg. Waar? Wat 'n gereg? Asseblief, laat die liggies aangaan. Gaan jy na Suid-Afrika toe, dan gaan jy en jy sien 'n advokaat en prokureur en sê, luister hierso, ek wil my broer aankla, hy sonder rede vir my kwaad. Wat gaan hy doen? Lise, wat gaan hulle doen? Jy gaan vir hom lag. Jy gaan hom lag. Luister, ons stap nou in wie se wette? God se koninkryk, hy maak dit strenger. Luister man, jy gaan wegkom op hierdie aarde wat hierdie wette aanbetref. Maar ek praat nie oor geestelike koninkryk van God. Ek praat met die wette wat Jesus gegee het in die Nuwe Testament. As jy vir jou broer kwaad is sonder rede, het jy 'n probleem. As jy wedergebore is. As jy nie wedergebore is, in elk geval 'n probleem. Altyd. Sien, kom ons, my broer en suster, dink 'n bietjie daar, luister, is nie die wette van Suid-Afrika net wat inskop in jou lewe nie. Dis die koninkryk van God ook wat inskop hier. Jy gaan wegkom in Suid-Afrika, ek dink in enige ander land, as jy net sonder rede vir jou broer kwaad is, gaan jy nie tronk toe nie. Wat sê hy verder? Hy sê hierso, elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen vir die groot raak. Wat is raka? Jy word niks so kwaad vir jou broer, jy spoeg hom in sy gesig. Dit letterlik wat hierdie woordjie beteken. To spit you in the face, dis die woordjie raka. Dan gaan hy 'n bietjie verder, hy sê, en wat sê jou dwaas moet verantwoording doen vir die helse vuur. Wat is hierdie helse vuur? Gehenna. Jy sien, wat is dit? As jy iemand verwens dat hy moet hel toe gaan, man. Luister, ek bid die Here dat geen mens hel toe gaan. Nie is my grootste vyand. Weet jy wat is die hel, my? Mense besef nie wat die hel is. Hierdie is 'n ewige vuur wat brand, letterlik. Dis gehenna. Dis letterlik, nie simbolies nie. Luister man aan, maak nie saak wat mense aan jou doen. Jy verwens mooi mense wat hulle moet hel toe gaan. Asseblief. Want hy sê, jy wat iemand sê jou dwaas. Dit beteken nie, jy sê vir hom jou dwaas nie. Jesus het by 'n geleentheid dan man wat oorvloed gehad het, omdat jy sy oes, toe sê hy, ek gaan my skure groter maak, maar nee, dan gaan ek sit, rus, bene, geniet jou lewe. Jesus sê vir hom jou dwaas. Want vandag gaan jou siel van jou opgehuis word. Wie gaan dan hierdie goed vat? Waar gaan jy jou oë oopmaak as jy sterf? En jy nie jou geloof in Jesus Christus geplaas het nie, maar in die mammon van hierdie wêreld en die materiële dinge en die geld van hierdie wêreld aan 'n God aanbid. Luister, wie was dwaases gewees in die 10 maagdes? Die wat nie genoeg olie in hulle lampe gehad het en jy's 'n dwaas man, want jy gaan hel toe. Dwaase gaan hel toe. Jy geweet. Ja, ons moet gaan kyk na sonde en geregtigheid as 'n voorbeeld in die koninkryk van God. Soos nie meer nou by die Torah nie, luister of die wette wat God gegee het vir ons op hierdie aarde. God het nie vir Suid-Afrika die wette gegee nie. God het sy wette gegee wat in sy koninkryk is. Luister, waar kom die wette van Suid-Afrika vandaan? Die van die Here af. As dit maar vir die Here was, het 'n paar van hierdie wette baie van verander. Jy sien, want ek wil net vir jou stelling maak. Daar's sekere wette wat in God se koninkryk is wat verhewe is met die wette van Suid-Afrika. Daar's sekere wette wat jy aan God gebind is. En hier kan wette in Suid-Afrika kom wat teenstrydig is met God se wette, wat een van julle sê. Dis wanneer daar probleme is vir kinders van die Here. Want Nebukadneser kom en hy sit 'n wet uit. En sê, almal van julle moet voor hierdie beeld kom aanbid. Dis 'n wet wat die koning in die land ingebring het. Nou het Sadrag besig en Abednego 'n probleem en Daniël.
Want God se wet sê jy mag voor geen ander afgode bid nie. Wie gaan jy gehoorsaam? Dus dit dank die Here vir Suid-Afrika, en is nog nie van hierdie wette nie, maar nie dink hulle kom dalk nie. Dink hulle kom nie. As wette van God wat verhewe is op enige ander koninkryk op hierdie aarde. Nou kom jy Matteus 5:27-28 praat met oor seksuele ongeregtigheid, hoerery. Julle het gehoor dat aan die mense van die oud gesê mag jy egbreek nie, want as jy egbreek kan jy doodgemaak word. So onthou julle die wette wat ek gegee het die Torah. En dan die Here met ons is. Dat ons nie vandag met die Torah leef nie, anders het die bitter min mense geleef. Probleem. Kom ek vandag vir julle sê. Praat net oor feite. Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk met 'n begeerte in haar hart het al reeds in sy hart egbreek gepleeg. Praat nou van God se koninkryk. Luister. Howe van Suid-Afrika bestel vir vrou advokaat prokureer. Ek bring net hierdie man, want hy het in sy hart het hy daai vrou begeer, kan hy tronk toe gaan of doodgemaak word? Nee, my suster, nee. Wat 'n land gaan dit doen? Weet jy hoeveel mans kyk met lus na ander vrouens? Vandag vir jy word nie doodgemaak nie, maar ek gaan vir jou sê, as straf wat besig om voor te berei word in die hofsale van God se koninkryk. Mense kom weg op hierdie aarde met sekere dinge, jy gaan nie by God wegkom nie, want dit was gegee as 'n waarskuwing vir hulle wat aan die einde van die eeue leef. Daar's 'n gereg in die hemel. Hierdie gereg gaan sit in Openbaring 20. 1 Korintiërs 5:9-13. Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie. Jy sien hier's 'n bietjie dieper intap in die evangelie van God se koninkryk. Luister my broers, hier goed word nie baie gepredik nie. Hierdie is 'n bietjie 'n takke evangelie wat ek nou vir u voor. Maar jy gelees deel van die evangelie. Hy sê ek het julle my brief geskryf om nie met hoereerders om te gaan. Dit wil sê nie hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of die rowers of die afgodedienaars in die algemeen nie. Want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan. Maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat al staan hy as 'n broeder bekend. Eina. As sit hy hier saam met ons in die gemeente en dis een van die broeders, al staan hy as 'n broeder bekend. Luister, 'n hoereerder is of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadspreker, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet jy self nie saam eet nie. Jo, wat dan? Dis 'n tawe evangelie. Want waarom sou ek ook die wat buite is oordeel? Oordeel julle nie die wat binne-in is nie, maar die wat buite is oordeel God. Verwyder tog die slegte mense onder julle uit. Amen. Moet hulle nie gaan stenig nie, doodmaak nie, asseblief. In die Ou Testament weet jy van die kwaad ontslaag geraak in Jerusalem en Israel. Moes hulle gestenig het en doodgemaak het. Jy moet die kwaad uit Israel. Dan God vir sy genade en dit is 'n nuwe verbond. 1 Korintiërs 6:9-11. Ek wil ons moet gaan kyk wat sê God se koninkryk. Ek praat nie oor die wette en die straf. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie gaan beerwe nie? Moenie dwaal nie, my broers. Geen hoereerder, of afgodedienaar, of egbreker, of wellusteling, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Hy sê dit was sommige van julle. Ek sien ek praat met julle, ek hou vir die evangelie van God se koninkryk voor my. Ons was dit. Dankie Here vir die bloed van Jesus Christus. Dankie vir sy kruis. Ons was dit nie, toe ons nie doodgemaak nie. Want ons leef nie meer volgens die Torah. Want die nuwe evangelie is die evangelie van God se koninkryk. Halleluja. Maar julle het julle laat afwas, hoe? Deur die bloed van Jesus en die waterbad van die woord. Maar julle is geheilig, julle is geregverdig, nie deur die Torah nie, te onderhou nie. In die naam van die Here Jesus Christus, deur die Gees van ons God. Halleluja, vir die evangelie van die koninkryk is 'n blye boodskap, selfs vir hulle wat moord gepleeg het, selfs vir hulle wat seksuele ongeregtigheid aangegaan het. Maar my broer en suster, wat dit sê, jy kan nie bly daarby.
Jesaja 53 vers 5, ons praat oor wette en straf. In die nuwe verbond kom Jesus in die prentjie, hy sê die straf wat vir ons die vrede aanbring was op wie? Jesus Christus. Ek wil net gou vir die waarheid van die evangelie. As jy jou losmaak van Jesus Christus, kom jy onder die straf van God. Al is dit in die Nuwe Testament. Want dis deur die bloed van Jesus wat God jou was en vrymaak. 1 Johannes 1 vers 9 sê, al was ons sondes ons verlaat het, God sal dit wit maak soos wol. Ou Testament, Nuwe Testament, as ons sondes bely, God is gebring regverdig om te vergewe en ons te reinig. Deur die bloed van die Lam. Nuwe Testament sê evangelie. Halleluja. Was Christus se evangelie gekoppel aan die Torah? Vraag. Ons gaan kyk 'n bietjie. Ek vat hier na 'n voorbeeld in die Nuwe Testament. Johannes 8 vers 3 tot 7. Onthou wat sê die Nuwe Testament, as iemand betrap word, dan moet hulle na die poorte toe gebring word, dan moet hulle albei doodgemaak word. Nou kom hierdie wetgeleerdes, want hulle wil Jesus uitvang. Hulle bring 'n vrou wat in hegbreek betrap was in hoerery. Hulle sê Jesus, sê dit vir hom. Wat moet ons met hierdie vrou doen? Die wet van Moses sê hierdie vrou moet waarmee gedoen word. Eendag kom. Nou het Jesus 'n probleem. Is hy gekoppel aan die Torah? Of is hy gekoppel aan die Nuwe Testament? As jy verbind is in die Torah, het jy geen reg. Jy het geen weg daar om uitkoms. Wat moes hulle doen? Hulle moes haar gestenig het. Die Torah sê dit. Nou kom Jesus. Kyk wat gebeur, julle almal ken die verhaal. Jesus gaan net. Hy kry daar op die grond. Weet nie wat hy geskryf het nie, almal net maar 'n interpretasie. Ek gaan niks sê nie, ek weet nie wat dit was nie. Hy staan op, want hy sê vir hulle, luister hierso. Hulle hou nou aan. Hy sê, julle, wat sê julle het geen sonde nie? Gooi julle die eerste klip. En toe gaan spring die weer. En die woord van die Here sê, van die oudste tot die laaste een het weggegaan. Hier staan die vrou alleen. Hy waar is hulle wat jou beskuldig volgens die Torah? Die Here is allemaal weg. Hy sê, jy ook. Hy sê, ek vergewe jou, want die bloed van Christus reinig jou in die Nuwe Testament. Jy hoef nie doodgemaak te word, dis nie jy gebind aan die Torah. Maar gaan jy nou asseblief en doen nie weer verkeerde ding. Hierdie is nie 'n oop checkboek vir ons om te sondig nie. Maar my broer en suster, as jy gesondig het, gaan haastig na God toe en bely dit voor die Here. Want as jy nie jou sondes bely nie en jy is bewus van verkeerde dinge in jou lewe, het jy 'n probleem. Nie jy gaan wegkom in die Nuwe Testament nie. Die ou dinge is vir ons gegee as 'n voorbeeld, maar ek dank die Here, my broer en suster, kom ek van jou wag vir jou sê, wanneer daai vrou en daai man gesondig het, seksuele ongeregtigheid, intimiteit gehad het, kon hulle bely het soos wat hulle wil. Nee, sorry, die wet het ingetree. Hulle is gestenig, doodgemaak. 'n Nuwe verbond op God se genade. Ek loof die Here vir die evangelie van die koninkryk van God. Halleluja. Vers 9 en 11, hoor wat sê hy hier. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan. Want daar is geen een wat 813 van hierdie Torah se wette kan onderhou nie. Geensins. Kan. Hy sê, en Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle staan. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou, die sê vir haar, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, nee Here, Jesus sê, ek veroordeel jou nie. Want die Torah is nie meer in werking nie. Dis 'n nuwe evangelie van God se koninkryk. Hy sê so, ek vergewe jou. Gaan dan nie, asseblief moet dit nou nie weer doen. Laat dan niets anders gebeur. Die fantastiese nuwe proses. Sluit af vanmôre. Aan watter kant van die kruis leef jy? Aan die Torah kant van die koninkryk van die evangelie, aan die ligkant van die kruis. Ek dank die Here, ek kan by julle skaar. By Jesus se evangelie, my Christus. Waar daar genade is vir 'n verloregaande mens. Selfs die wêreldmense buite vandag wat sonde pleeg en ongeregtigheid, is God se genade vir hulle. Hulle kan na Jesus toe kom, Jesus aanneem, hulle sondes voor God bely en God se genade skop hom in 'n nuwe verbond. Halleluja. Fantasties. Luister, kom ons gaan kyk. Sluit af daarmee. In 'n land waar die doodstraf is, kom iemand
en hy maak iemand dood en hulle vang hom en hulle vonnis hom en hy kry die doodstraf. En terwyl hy daar in die tronk sit, kom hy radikaal tot wedergeboorte en bekering en hy smeek God om vergifnis en belydenis. In die koninkryk van die hemel is hy vergewe. Halleluja. En wat gaan nou gebeur met die landswette op hierdie aarde? Dink jy hy gaan nog doodgemaak? Tuurlik. Straf kom in en die wette tree in. Dis die verskil tussen God se koninkryk en die Nuwe Testament. En die aardse koninkryke, ek dank God vir Jesus Christus en die bloed van die lam. Anders was ek en jy dalk ook nie hier vanmôre nie. My broer en suster, as dit nog steeds die Torah is in die Nuwe Testament, want ons 'n groot probleem. Want baie mense moes al doodgemaak gewees, wat nie hier mag wees. Is dit nie duidelik? Die Torah was tot op wie gewees? Johannes die Doper. Toe is die evangelie van die koninkryk verkondig. Wat bring ek vir jou? Die evangelie van die koninkryk van God. As jy gesondig het, moet jy bely het vir God, jy neem Jesus aan. Maar dis nie 'n vrybrief vir jou om aan te hoes. Ek wil dit vir jou onopduidelik, baie duidelik sê. Maar ek dank vir God se genade vir 'n ewige lewe. Want weet jy wat gaan gebeur? In Openbaring 20 praat hy weer van 'n hofsitting. And the Ancient of Days gaan sit. As jy nie die werke van God gedoen het en jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe en Jesus aangeneem het in geloof, jy gaan nie deel wees van my hofsitting. In die poel van vuur gewerk word, dan kom God se groot dag die oordeel. Prys die Here. Dank God dat jy leef in die Nuwe Testament. Wees versigtig van predikers en leraars. Want mense wat aan Jesus gekoppel is, terug wil vat Torah. Groot